Goeiedag, baie welkom by Jesus Christus Leef in Jou. My naam is Paul Stander en ek is geroep om die diep dinge van God te deel. En ek fokus baie op die openbaring van Jesus Christus. En hierdie bediening is gegrond op daai vers in 2 Korintiërs 13 waar Paulus sê, ondersoek julle self of julle in die geloof is. Met ander woorde, stel julle self op die proef, dan vra hy hierdie geweldige groot vraag, is julle nie seker van julle self dat Jesus Christus in julle is nie? Met ander woorde, dit beteken mos dat as 'n gelowige moet my lewe en jou lewe heeltemal anders te wees as mense wat nog nie vir ons Here Jesus Christus ken nie. Vandag gaan ek met julle gesels oor die skatte van God wat in ons as gelowiges is. Nou, C.S. Lewis het gesê, die Christelike lewe bestaan hoofsaaklik daarin dat Christus sy eie gesindheid in ons gereproduseer word. Dink daaraan, daar's mos 'n skrif wat sê, soos hy is ons in hierdie wêreld. Dit beteken dat daai skatte wat in Jesus was, daai oorwinning, daai sagmoedigheid en die nederigheid, alles wat in hom was, is in ons, want die Bybel is mos nou baie duidelik dat dieselfde gees wat Jesus uit die dood opgewek het, binne in jou en in my is. So Christendom gaan glad nie oor 'n stel reëls of 'n ritueel of 'n patroon wat ek moet volg nie. Dit gaan oor iets heeltemal anderste. Dit gaan oor 'n nuwe skepsel in Christus. Die dag wat jy besluit om Jesus te volg, hom aan te neem en Here en Meester van jou lewe te maak, gebeur daar iets geweldig groots in ons. Paulus praat van 'n nuwe skepsel. In Engels sê ons 'n new creation. Dit beteken dat dit iemand is wat nog nie voorheen bestaan het nie. Dis iemand uniek wat God besluit het om in jou te manifesteer. Nou die skrifgedeelte wat ek vir ons wil lees vandag is in Filemon 4 tot 7. Ek dank my God elke keer as ek aan jou in my gebede dink, omdat ek hoor van jou liefde, van jou en jou geloof in die Here Jesus Christus teenoor al die heiliges, sodat die gemeenskap van jou geloof kragtig mag word deur die kennis van al die goeie dinge wat ons in Christus Jesus het. Nou ek wil klem lê op daai stukkie, die kennis van al die goeie dinge wat ons in Christus Jesus het, want ons het groot blydskap en vertroosting oor jou liefde, omdat die harte van die heiliges deur jou verkoop is, broeder. Kan jy sien, daar's iets wat jy moet weet? Dit gaan oor kennis. As ons nie weet wie ons in Christus is nie, as ons nie die besluit gaan neem om ons denke te gaan hernie nie, dan gaan ons mos presies leef soos hulle wat in die wêreld is en hom nog nie ken nie. So ek wil jou vandag aan 'n paar aspekte voorstel van jou nuwe natuur. Ek wil vir jou wys wat die Bybel sê, wat is hierdie geweldige groot skatte wat God in ons geplaas het. In Efesiërs 4, waar Paulus ons leer oor die ampte in die kerk, dan praat hy van dat ons moet die kennis van die Seun van God hê. Sien wat baie keer gebeur het is, ons kom tot bekering, daar's 'n geweldige verandering in ons lewe, en dan leer ons van Jesus, wat natuurlik belangrik is. Jy moet leer wie hy is. Maar om te groei tot die volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus, moet ons nie net kennis oor Jesus het nie. Baie belangrik om te besef, ons moet die kennis van hom het.
Dit beteken ons moet weet wat Jesus geweet het. En ons weet mos nou dat die Heilige Gees in Jesus geleef het, en dat toe Jesus weggaan, het hy gesê, maar hierdie selfe Heilige Gees gaan ek in julle plaas, ek gaan julle met hom doop, en dan gaan hy julle alles leer wat ek vir julle geleer het. Die eerste ding om te besef is, dat die grootste skat wat in ons is Christus homself. Kolossense 2 vers 3 sê, in hom is al die skatte van wysheid en kennis verborge. So Jesus is nie net die gewer van die skat nie, hy is die skat self. En ons het ons nou geleer dat Christus in ons is. Christus in ons is die hoop van heerlikheid. Nou dink mooi daaraan wat dit beteken, Christus in jou. Kan jy sien, jy kan nie aan jouself dink soos jy voorheen gedink het nie. Jy kan nie aan jouself as iemand dink wat niks beteken of niks is nie, want God het besluit om deur sy Gees in jou te woon. En toe as jy hom het, dan het jy alles. Dan die volgende skat waarvoor ek wil praat is, die Gees wat in ons woon. Romeine 8 vers 9 sê, julle is nie in die vlees nie, maar in die Gees, as die Gees van God werklik in jou woon. En dis iets wat ons moet glo. Die Bybel is baie duidelik, dit sê vir ons dat ons die tempel van die Heilige Gees is, en dat ons nie aan onsself behoort nie, maar ons behoort nou aan God, wat deur sy Gees binne in ons woon. Dit beteken, ek kan nie meer doen wat ek wil nie. Ek moet nou leer om bewus te raak van die Gees van God in my, want die kinders van God is hulle mos wat deur die Gees van God gelei word. So as jy werklik in oorwinning wil leef, en nie op en af, een dag op en die volgende dag af nie, dan voel jy goed en dan voel jy sleg nie. As jy daai siklus wil breek, is dit belangrik om te besef, dat dieselfde Gees wat Jesus uit die dood opgewek het, dieselfde Gees wat al die wonders deur Jesus gedoen het, daai Gees bly in jou en my. Dan het ons die ewige lewe. En Jesus sê in Johannes 17, wat die ewige lewe is, dit beteken om God die Vader te ken en Jesus Christus wat hy gestuur het. Romeine 6:23 sê, die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. Kan jy sien, daai skat wat in jou is, die ewige lewe, beteken dat dit wat God in jou begin het, nie net in hierdie dimensie van toepassing is nie, maar ons het die ewige lewe, dit beteken lewe vir altyd. Selfs as jy sterf, gaan jy nog steeds lewe, omdat hy wat lewe is en lewe gee, binne in jou woon. Een van die skatte wat ons moet ontdek en regtig absoluut bewus van wees, is die skat van geregtigheid. 2 Korintiërs 5 van vers 21 is een van die skrifte wat jy moet memoriseer, jy moet daaroor bid, daaroor dink. Want dit sê, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, alles het nuut geword. Vers 21 sê, hy het hom wat geen sonde geken het nie, luister nou mooi, sonde vir ons gemaak. Hoekom? Sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Dit beteken dat ons geregtigheid nie van onsself afhang nie. Dit is nie op grond van ons werke nie, maar dit is deur Christus. Paulus sê ook byvoorbeeld in 1 Korintiërs 1 dat deur God is ons in Christus geplaas, wat vir ons geword het, geregtigheid uit God, heiligmaking en verlossing. Kan jy sien as ek so gesels, hoekom dit so belangrik is om die woord te ken? As jy nie besef wie jy in Christus is nie,
dan gaan die duiwel en sy magte met jou mors. Dan gaan self jou eie verstand jou op 'n dwaalweg wil plaas en jou laat glo in goed wat jy nie werklik is nie. Vreugde en vrede is in ons. In Romeine 14 sê dit, die koninkryk van God is nie kos en drank nie, maar is geregtigheid, vrede en blydskap in die Heilige Gees. En Jesus het ons geleer dat die koninkryk van God binne in ons is. So daar in die wêreld moet jy nie vrede en vreugde gaan soek nie, want jy gaan dit nie kry nie. As jy na die nuus kyk, as jy jou ore bietjie uitleen en hoor wat mense sê en kyk wat mense doen, as jy sosiale media dophou, dan is daar nie werklik vrede en vreugde nie. Dis hoekom dit so belangrik is om die skat wat God in jou geplaas het, sy koninkryk, om dit te ontdek en te besef dat die vrede wat ek nodig het, is al reeds in my, omdat Jesus Christus, wat die prins van vrede is, binne in my is. So, jy het al reeds die vreugde en vrede om 'n oorvloedige en gelukkige lewe te kan hê. Romeine 5 vers 5 sê, die liefde van God is in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees. Dis seker een van die grootste skatte wat jy kan hê. God het besluit om sy liefde, en as jy na Jesus kyk en hoe hy opgetree het, wat hy gedoen het op die kruis, om sy lewe vir ons te gee, daardie liefde is in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees. Kan jy sien hoekom dit so belangrik is om dit te weet, om te glo en te besef dat daai skat in jou is? Want as jy dit nie glo nie, dan kan jy maklik besluit om nie iemand lief te hê nie. Jy kan maklik besluit om kwaad te wil wees en nie te vergeef nie. Maar as jy besef dat daai skat van liefde in jou is, dan begin jy deur geloof optree en sê, Vader, ek voel nou dat ek liefdeloos is, of ek voel nou sonder liefde, maar help my, want ek weet, u liefde is in my, en ek gaan nou deur geloof optree, en dan begin jy vir jouself sê, dat die liefde van God in jou hart is, en jy begin dit glo, jy begin dit bely, sodat jy werklik in liefde kan optree en beweeg. Een van die groot skatte is geloof en hoop, en ons redding. Een van die mooi verse in die Bybel wat ek vroeg in my lewe geleer het om te memoriseer, is Efesiërs 2 vers 8 wat sê, uit genade is julle gered deur die geloof. Dis nie uit julle self nie, dis 'n gawe van God. Kan jy sien, selfs jou redding, jy kon nie daarvoor werk nie, dis 'n geskenk, dis 'n gawe, dis een van daai skatte, wat jy nie die waarde van dit kan bepaal nie. Ek wat 'n sondaar was, ek wat my rug op hom gedraai het, wat al hierdie verkeerde goed gedoen het, ten spyte daarvan, kom red God vir my en vir jou. En hy gee jou nou daai versekering, daai sekerheid binne in jou. Ek is deur genade gered. En daai skat van redding maak jou vry. Esegiel 36:26 sê, ek sal vir julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste. Kan jy sien, daai ou hart van klip het hy vervang met 'n hart van vlees. So daar's van julle wat dalk nog met die idee sit, ek ken nou vir Jesus, maar ek is 'n harde man. Ek is nie iemand wat net saggies kan praat of liefdevol optree nie. Kan jy sien hoekom jy so voel? Want jy glo 'n leuen. Jesus sê ons moet na hom toe kom en by hom leer, want hy sê ek is sagmoedig en nederig van hart. God verander ons van binne af na buite toe. Onthou, hy het vir jou wysheid gegee en hy het vir jou 'n nuwe hart gegee. Hebreërs 10 vers 16 sê, ek sal my wette in hulle harte gee en hulle verstand sal ek dit inskryf. So ons leef nie meer in 'n tyd
waar mense vir jou die heel dag moet sê, jy mag dit doen en jy mag nie dit doen nie. As jy dit doen, gaan dit met jou gebeur. Dit is vir mense wat nie God ken nie. Ons wat onder genade leef, is vrygemaak van die wet. Die Bybel sê so mooi in Romeine 10 dat Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo. So wat 'n voorreg het ek en jy om te weet, maar ek kan nou hierdie pad stap, want daar's 'n skat in my. Daar's nie reëls en regulasies wat ek nou aan moet voldoen nie. Daar's 'n liefdevolle Vader wat my deur die Heilige Gees inspireer en lei en help om op die regte pad te leef. Dan van die groot skatte is die vrug van die Heilige Gees. Die Bybel praat van liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, geloof, sagmoedigheid en selfbeheersing. Jy sien al die goed waarmee 'n mens sukkel, is eintlik maar net 'n leuen. Want as jy weet dat die Heilige Gees in jou leef, en jy jouself volkome oorgee aan hom, en toelaat dat hy deur jou leef, dan begin die vrug van die Gees in jou lewe manifesteer. Dis dan wanneer jy verander en wonder maar, hoekom word ek nie meer kwaad as iemand dit vir my sê nie? Hoekom vergeef ek so maklik? Hoekom is ek so liefdevol? My verhouding met my vrou of my man het verander. Vaders wat vir hulle kinders verskree en mishandel, verander ewe skielik in hierdie liefdevolle persoon. Hoekom? Want jy ontdek die skat, die waarheid van God in jou, die waarheid van sy woord. Onthou, Jesus het gesê, julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Dan kry ons krag en oorwinning. In Efesiërs 1 vers 19 bid Paulus vir ons en sê, dat hy bid dat ons kan verstaan wat die uitnemende grootheid van die krag van God is, wat in ons is. Dit beteken dat dieselfde krag wat Jesus uit die dood opgewek het. Nou dink bietjie aan wat dit beteken. Jesus het elke sonde, elke siekte, elke oortreding op ons geneem. En hy is dood as gevolg van ons sondes en ons oortredinge. Maar die krag van God, die liefde van God, het hom uit die dood uit opgewek. Daai liefde, daai krag, het die duiwel en sy magte tot niet gemaak. En daarom is dit so belangrik om nie jou ore die heeltyd uit te leen en te hoor hoe magtig die duiwel is, hoe geweldig groot hierdie aanslag teen ons is nie. En ja, dit is waar, maar daai aanslag is teen hulle, of die aanslag teen hulle het 'n uitwerking vir hulle wat nie weet wie en wat hulle in Christus is nie. As jy besef dat God, die Vader, deur sy Gees in jou woon, en dat dieselfde krag wat Jesus uit die dood opgewek het, in jou is, gaan jy bang wees vir 'n duiwel of vir sy mag? Jy sien, 'n mens is net bang as jy nie weet dat God in jou is nie. Daar is soveel mense wat bang is vir 'n anti-kris. En altyd dan kom die antwoord of die vraag net by my op. As hy wat anti-Christus is, so sterk en so magtig is, hoe moet ek en jy wees waarin die regte Christus woon? Christus in ons, die hoop van heerlikheid. Kan jy sien, dit wat in die wêreld is, het geen mag of krag oor ons nie. Ons gaan aangeval word en jy het oomblikke van swaar kry, oomblikke waar jy val. Jesus het ons geleer dat daar storms kom, maar jy kan nooit bly lê nie. Daai huis kan nooit omwaai en heeltemal vernietig word nie, want hy wat die storms oorwin, leef in
en deur ons. Nou, wat moet ons doen? Ons hoor nou van hierdie skatte. Wat kan 'n mens doen? Ek dink die eerste ding is, ons moet in geloof begin leef. En jy doen dit byvoorbeeld om hierdie skatte te erken en te sê, dit is myne. As jy swak voel, onthou niemand kan help hoe hy voel nie, maar jy hoef dit nie te sê nie. Ons kan sê, ek voel swak, ek voel verslaan, maar dank die Vader dat hy wat in my is, groter is as hy wat in die wêreld is. Ons moet leer om gehoorsaam te wees. Moenie net doen wat in jou kop inkom, of die gedagtes wat na jou toe kom nie. Ondersoek daai gedagtes, is dit die wil van God? Onthou wat ek nou vir ons geleer het, en wat jy vandag geleer het, dat dieselfde krag wat Jesus uit die dood opgewek het, in jou is. So jy het die mag om nee te sê. Jy het die voorreg om 'n oorwinnaar te wees. Jy kan nie net die heeltyd wil dink dat hierdie sonde of die probleem my net gaan die heeltyd onderkry nie. Jy moet begin opstaan, begin glo wie jy in Christus is, sodat dit wat jou pla, soos water van 'n een se rug af, so van jou af kan loop. En dan baie belangrik, deel hierdie liefde, hierdie skatte met ander. Hoe meer jy gee, hoe meer ontvang jy. Soveel mense wat die heeltyd net sê, hoeveel geld jy gee, hoe meer geld gaan jy ontvang. Maar dit is nie die belangrikste deel nie, dit is sekondêr, dit is klein in vergelyking met dit wat ewig, onveranderlik en waardevol is. So Filemon 7 sê, ons het groot blydskap en vertroosting oor jou liefde, omdat die harte van die heiliges deur jou verkoop is, wanneer ons leef uit die skat in Christus, dan verkoop ons ander. So net voor ek afsluit, net om jou net weer te herinner, om op te som, jy het Christus homself in jou. Dieselfde gees wat Jesus uit die dood opgewek het, is in ons. Ons het die ewige lewe, geregtigheid, vreugde, liefde, geloof, hoop, wysheid, 'n nuwe hart, die vrug van die Heilige Gees, oorwinning, as ook 'n erfdeel en ewige lewe wat nie kan vergaan nie. So mag ek en jy, soos Paulus begin leef, soos die heiliges van ouds, en 2 Korintiërs 4 vers 7 vir ons 'n absolute werklikheid word, waar hy sê, ons het hierdie skat in erdekruike, sodat die uitnemende krag van God mag wees, en nie van ons nie. Kom ons sê dankie, Hemelse Vader, dankie vir die woord wat ons vrymaak, dankie vir hierdie groot skatte, wat U in ons het. Help elkeen van ons, om die waarheid daarvan te ontdek, dit te beleef, en Christus se naam, hier op aarde, te verheerlik, in Jesus se naam. Amen. Ek wil julle aanraai om by ons WhatsApp groep aan te sluit. My nommer is daar op die skerm daaronder. Ons stuur elke oggend 'n kort boodskap van 5 of 6 minute uit, waar ek mense herinner wie hulle in Christus is. So jy kan net vir my daai woord, 'n woord teks of audio stuur, dan stuur ek elke oggend vir jou 'n kort boodskap en herinner jou wie jy in Christus is en wat God deur jou wil doen. Geniet die res van julle dag.